Die heel eerste hoofstuk waarna ons kyk in graad 9 het die naam die getallestelsel. Nou, getallestelsels het te doen met baie verskillende groepe getalle. As ek byvoorbeeld vir jou vra wat is jou gunsteling getal, het almal 'n idee. So die heel eerste onderwerp is getallestelsels en dit werk met groepe getalle. As ek nou moet dink aan getallestelsels, ek moet nie net dink aan negatiewe getalle of positiewe getalle nie. Ons kan dink aan desimale, ek kan dink aan breuke. Daar is oneindigbaar groepe getalle wat ek kry. Ek kry ewige getalle, ek kry priemgetalle ensovoorts ensovoorts. So hierdie jaar word daar 'n spesifieke ding van jou verwag. As jy nou dink aan die getallestelsels. Jy moet elke tipe getal ken. En dan moet jy ook sy simbool ken. So kom ons hardloop deur die verskillende getalle wat ons het onder die getallestelsels. Heel eerste wat ek kry is die natuurlike getalle. Natuurlike getalle. Waar begin ek natuurlik tel? As jy tel, begin jy by 1. Hoe gaan jy aan? 1, 2, 3, 4. So natuurlike getalle is byvoorbeeld 1, 2, 3, 4. En hoe kan ek dit beskryf as 'n definisie? Dit begin by 1. Nou, van 1 na 2 het ek elke keer geplus 1. Van 2 na 3 plus ek elke keer 1. Van 3 na 4. Daarom is natuurlike getalle, getalle wat by 1 begin. Dit vermeerder met 1. Om die volgende een te kry, en waar eindig hierdie getalle? Dit eindig by infiniteit. In Engels praat ons van infinity, so as jy dit beter verstaan, gebruik infinity. Maar soos wat ek gesê het in die begin, jy moet nie net verstaan wat natuurlike getalle is nie, jy moet ook sy simbool gaan leer. Baie belangrik, die simbool vir natuurlike getalle is 'n hoofletter N. Die rede hoekom ek sê jy moet sy simbool ken, want jy sal in latere video's sien, ek gee nie vir jou fisies die naam nie, ek sê nie vir jou hierdie is natuurlik nie, ek sê vir jou identifiseer die N. So identifiseer N wat staan vir natuurlik. So natuurlik is die heel eerste tipe getal, dit is getalle wat begin by 1, kan nie voor dit begin nie. Dit vermeerder elke keer met 1, so 1, 2, 3, 4, en dit eindig by infiniteit, of in Engels, infinity. Die tweede groep getallestelsels wat ons kry, noem ek telgetalle. So moet nou nie die mekaar op nie, kom ons begin eers met sy simbool, want die simbool gaan jou help. Die simbool vir telgetalle is N met so klein 0. Telgetalle, waar moet jy eintlik begin tel? As ons nou met tegnies raak, telgetalle begin by 0. Dit gaan aan 1, 2, 3, 4. So as ek 'n definisie by hom moet sit. Telgetalle begin by 0. As ek gaan van 0 na 1, plus ek elke keer 1 na 2 plus 1, 2 na 3 plus 1. So dit begin by 0, vermeerder met 1, en waar eindig dit? Dit eindig by infiniteit. Of in Engels praat ons van infinity. Moet asseblief nie die mekaar raak, dit is nie twee nie. Natuurlik. Waar as ek natuurlik, as 'n persoon, as 'n mens tel? Tel ek van 1, 2, 3, 4. Tel getalle. Sê vir jouself, waar moet ek eintlik tegnies begin tel, as dit 'n maklike manier is, sodat jy onthou, maar die simbool gaan jou help. En 0. So dit sê vir jou, jy begin by 0. 'n nuwe een wat ons hierdie jaar doen met die naam heelgetalle. Heelgetalle is al die negatiewe getalle wat ek kry. -2, -4, deur tot by negatief infinity. Dan is dit 0. En dan gaan ek regs, as ek nou dink aan 'n getallelyn, al die positiewe getalle wat ek kry. So 1, 2, 3, 4, 64, al die pad deur regs tot by positief infinity. So 'n maklike manier hoe jy heelgetalle leer is, dink aan 'n getallelyn. Ek weet in die middel van my getallelyn het ek 0, dan het ek byvoorbeeld 1, 2, -1, -2.
Heel getalle is al hierdie getalle wat op my getallelyn geskets kan word. As ek in die middel begin, kan ek links toe gaan. My pyl gaan links. Al die pad links. Waar sal hy stop? Hy sal stop by negatief infinity. As ek by 0 begin en ek gaan regs en ek gaan aan en aan en aan en aan en aan, waar kan ek stop? Ek kan by positief infinity stop. So heel getalle is al die negatiewe 0 en al die positiewe. En dis gewoonlik iets wat ek op 'n getallelyn kry. Wat is die heel getalle se simbool? Sy simbool is Z. Heel getalle is al die normale getalle op die getallelyn en daar is geen desimale nie. Baie belangrik. So gepraat van desimale. Die 4de groep noem ons rasionale getalle. Sy simbool is 'n hooflettertjie. Rasionale getalle is getalle met 3 eienskappe. Kom ons gaan kyk na die heel eerste eienskap. Die heel en die hoofeienskap van rasionale getalle. Rasionale getalle is meestal getalle wat as 'n breek geskryf kan word. Hoe lyk 'n breek? 'n Breek word opgebreek in 'n teller en 'n noemer. Dis byvoorbeeld 2 op 3. Teller is 2, noemer is 3. Dis byvoorbeeld 47 op 12. Teller is 47, noemer is 12. Enige getal wat as 'n breek geskryf kan word. As ek nou verder gaan dink aan breuke, sê nou mag jy vir jou 'n positief 2. Kan 2 as 'n breek geskryf word? Yes, hy kan. As ek vir jou 'n normale getal gee, enige normale getal kan as 'n breek geskryf word as ek hom op 1 sit. Nog 'n voorbeeld, -6. Is -6 rasionaal? Ja, hy is. Want enige normale getal kan as 'n breek geskryf word as ek hom fisies op 'n noemer van 1 sit. So die heel eerste eienskap van rasionale getalle is enige getal wat as 'n breek geskryf kan word. Nou, tweede, rasionale getalle mag ook desimale wees, spesifieke desimale. Ons praat van die woord repeterende. Rasionale getalle is repeterende desimale. In Engels praat ons van repeat. Wat beteken repeat? Dit hou aan, dit stop nie. Repeterend, 'n sekere waarde herhaal. Hoe lyk dit? Dis byvoorbeeld as ek vir jou sê 0,23 en bo op die 3 wat die desimale syfer is, sit ek 'n kolletjie. Hierdie spesifieke kolletjie sê vir my daai desimale syfer is die waarde wat herhaal. So tegnies gesproke lyk dit so 0,2333333 en so voorts. Repeterende desimale is altyd rasionaal en jy soek vir daai kolletjie. Ek het gesê rasionale het 3 eienskappe. Dis of 'n breek, of dis repeterende desimale, of dit is eindigende desimale. Hoe eindig 'n desimaal? Byvoorbeeld 0,467. As jy wonder of 'n desimaal eindig, vra jouself, kan ek die laaste desimale syfer fisies lees? In hierdie geval kan jy. Ons kan sien, die laaste desimale syfer van daai waarde is 7. Eindigende desimale, kan jy die laaste desimale syfer sien? Ja, jy kan in hierdie geval, dit is 7. So net gewee as 'n gevolgtrekking, rasionale getalle, daarso sy simbool. Dit is een van 3 opsies. Of dit is 'n breek, 'n normale breek wat ek vir jou gee, soos 14 op 5. Of 'n normale getal, byvoorbeeld 2. Enige normale getal kan as 'n breek geskryf word. Nog iets wat rasionaal is, repeterende desimale. Soek vir die kolletjie. As jy die kolletjie sien, beteken dit daai desimale syfer herhaal. Laaste maar nie die minste nie, eindigende desimale. Kan ek fisies die laaste desimale syfer lees? Na rasionaal het ons 'n 5de getallestelselgroep wat ons kry. Nou praat ons van irrasionaal. Irrasionale getalle se simbool is ook 'n hooflettertjie, maar dan sit ek 'n afkappingstekens by. Irrasionaal het ook 'n paar spesifieke eienskappe. Kom ons gaan kyk na die eerste een. Die hoofding wat irrasionaal is nie perfekte wortels.
Wat is 'n wortel? Ons kry 'n vierkantswortel en ons kry 'n derdemagswortel. Irrasionaal is wanneer ek 'n getal binne in hierdie huisie sit wat nie 'n perfekte antwoord vir my gee nie. Byvoorbeeld, die vierkantswortel van 2. Ek kry nie 'n perfekte antwoord as ek dit in my sakrekenaar intik nie, daarom is dit irrasionaal. In terme van derdemagswortels is dit byvoorbeeld 9. Ek kry nie 'n perfekte antwoord as ek daai in my sakrekenaar intik nie. Daar is geen getal wat 3 keer maal met homself is wat vir my 9 kan gee nie, so dit is nie perfekte wortels nie. As ek 'n getal in 'n wortel sit wat nie vir my 'n perfekte antwoord gee nie. Tweedens, in terme van desimale. Irrasionale desimale is nie eindigend. Dit beteken, hy stop nie, hy gaan aan. En ons weet nie hoe aan hy gaan nie, of hoe ver hy gaan tot hy stop nie. Nie eindigende desimale is irrasionaal, en hoe lyk hulle? Dit lyk byvoorbeeld 2, as kies 0,235, en dan sien jy 'n ellips. As jy 'n ellips sien, beteken dit, na die 5 is daar nog steeds 'n desimale syfer. En ons weet nie hoeveel syfers kom na die 5 nie, maar daai ellips sê vir jou, daar is desimale na die 5 en dit gaan aan. Ons weet nie hoeveel daar is nie, dit is nie eindigend of 'n ander naam daarvoor, nie terminerende desimale nie. So laaste, net gou weer, irrasionaal, hy het 2 eienskappe. Dis eerste as ek vir jou 'n nie perfekte wortel gee. Ek gee vir jou 'n getal onder 'n vierkantswortel of onder 'n derdemagswortel en jy kry 'n nie perfekte antwoord. As jy dit in jou sakrekenaar intik, kry jy desimale. Tweedens, die desimale spesifiek wat ek vir jou gee, is nie eindigend of nie terminerende. Jy soek vir die ellips, dit beteken, daar gaan nog desimale syfers daarna plaasvind. Hierdie is die hoofgroep, die hoof 5, maar ek kan vir jou ongelukkig nog 2 ekstra vra hierdie jaar. As ons nou 'n nommer 6, jy moet weet wanneer is iets ongedefinieerd. Ongedefinieerd is wanneer jy deel met 0, altyd. Ongedefinieerd is heeltemal op sy eie. As 'n getal ongedefinieerd is, kan hy nie natuurlik telgetal, heelgetal of so wees nie. Oneindigend of askies, ongedefinieerde getalle kan nie in 'n ander groep plaasvind nie. Hy is heeltemal op sy eie. Shame, hy is alleen, hy val nie in 'n ander groep nie. Ongedefinieerd is wanneer jy deel met 0, byvoorbeeld 6 gedeel deur 0 of wortel 4 gedeel deur 0. Ek mag enige goed bysit, maar die punt bly, ek deel met 0. Dit kan byvoorbeeld wees wortel 4 op 0. Dit maak nie saak nie, as jy deel met 0, jou 0 is jou noemer, dan word alles geklassifiseer as ongedefinieerd en hierdie is 'n groep op sy eie. Groep 7 wat ons kry, hierdie is ekstra. Jy sal byvoorbeeld sien, ons praat partykeer van reële getalle. Reële getalle se simbool is 'n hoofletter R. So sy simbool is gelukkig maklik om te onthou. Reële getalle is makliker in Engels. Ons praat van real. Wanneer is iets real? Jy as 'n mens is real. Dit beteken jy bestaan. Jy is fisies daar. So reële getalle is enige getalle wat bestaan. Kan ek hierdie waarde in my sakrekenaar kry? As ek dit kan kry of intik, al is dit nie 'n perfekte antwoord nie, is dit reële getalle. Ons leer dit as real. If you are real, you exist. Jy bestaan. So enige getal wat bestaan. Wat is alles reële getalle? Okay? Natuurlike getalle is reël. Telgetalle bestaan, so hulle is reël. Heelgetalle bestaan, so hulle is reël. Rasionaal bestaan, so hulle is reël. En irrasionaal. Al daai val onder reële getalle. En laastens, maar nie die minste nie reële getalle. In Engels praat ons van not real. Dit is waardes wat tegnies
nie bestaan nie. So wat is nie reële waardes? Daar is net een ding waarvoor jy kyk. Nie reële waardes is net wanneer ek 'n minus onder 'n vierkants voltooi het. Nêrens anders nie. Ek mag 'n minus onder 'n derde voltooi. Nie reële is slegs wanneer ek 'n minus onder 'n vierkants voltooi het.